Baie welkom hier in die huis van die Here vanoggend. Ons het nie besoekers nie, of is hier, ek sien niemand nie. Vir ons ouens wat ingeskakel het op die kanaal, baie welkom. Die meeste van ons mense is weg met kampvergadering. Uit ondervinding het ek geleer dat wanneer ons min is, Kobus, dan het ons 'n baie groot geskenk van 'n seëning wat vir ons weggeberg, spesiaal vir ons hier en vir ons ouens op die kanaal ingeskakel. Weer eens baie welkom. Blaai vanoggend saam met my na die boek van 1 Johannes 2. Vanaf vers 9 tot by vers 11. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind. Dit is verskriklik as die duisternis jou oë verblind. Maar ek wil op 'n positiewe noot afsluit. My skriftuurlesing vers 9 vers 10 althans, wie sy broeder liefhet, bly in die lig en hom is geen oorsaak van struikeling nie. En ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lieflike Sabbathooggend, dat ons hier in die teenwoordigheid kan wees. Heer, ons vra dat U ons spesiaal sal seën vir die boodskap vanoggend wat gespreek gaan word. Is my gebed in U naam. Amen. My praatjie vanoggend is die oudste broer syndroom. En ek kan eintlik gemaklik oor hierdie onderwerp praat, want ons is 5 broers waar ons opgegroei het. Ons is 7 kinders. 10 het nou dag vir my gevra, oom, jy het nie 'n TV gehad daar op die plaas nie. En ek wil spesifiek oor die broers praat vanoggend. Dit was die oudste broer en die jongste broer en ons hier in die middel. Ek was die middelste van die 5 broers gewees. En ek het agtergekom dat wanneer jy die oudste broer is, ek moet volgens my woorde mooi tel, dat daar vir jou so 'n bietjie voordeel is om die oudste broer te wees. In die antieke tye, die oudste broer, hy was die erfgenaam. Hy het alles geërf, hy het die pa se naam geërf en hy het die familie voorgevat en so voort. Maar dit was, ons kon dit sien, daar was vir die oudste broer so 'n klein bietjie voordeel. Hy het die nuwe pakklere altyd gekry. Ons was te veel kinders om elkeen nuwe pakklere te koop. Hy die oudste, hy het die nuwe pakklere gekry en wanneer hy uit hom uitgegroei is, dan word hierdie pakklere aangepas na die jongeres toe. En hy kon saam op vakansie gaan, Hartenbos, Mosselbaai toe, ons middelspannetjies moes maar die plaas oppas en die diere versorg. En hy kon die groen chef op 'n Sabbathooggend kerk toe bestuur. Dit is die voordele van die oudste broer. En daar was ook die voordele van die jongste broer. Hy was die laat lam. Ons het hom die laat lam genoem. So 'n bietjie bederf. Hy kon op my pa se skoot sit. En hy het ook saam op vakansie gegaan. En ons middelste klomp het maar agter op die plaas gebly om die vee te behartig en als te kyk. En so het ons maar onder mekaar ook gemurmureer. Ek dink 'n woord wat al gespreek is vanoggend hier van bo af. Ons moet altyd agterbly. Ons moet maar altyd die donkiewerk doen. Jy weet? En ek het lank oor hierdie gedagtes het ek so 'n bietjie betrag en vir myself gevra, nou, wat het die oudste broer nou eintlik gedoen om al hierdie voordele te kry? En wat het die jongste broer gedoen? Ek kan nie help, ek is in die middel gebore nie. Dit sou vir my baie lekker wees om die oudste broer te kon wees. Maar ek kom tot die slotsom, soos ons groter geword het en opgegroei het en uit die huis is deur die jare, dat ek besef, die Vader se liefde vir al sy kinders is eweveel. En ek praat vanoggend oor hierdie onderwerp, die oudste broer
syndroom. En ek wil hê julle moet vir my saam blaai na die boek van Lukas 15. Ons gaan hier uit Lukas 15 werk en ek glo julle weet waaroor gaan hierdie gedeelte. En soos die gewoonte was, sê die skrif, ek gaan nie al hierdie verse kwoteer nie, soos ek het onthou het, gaan ek het opnoem, of deur hierdie pad met julle stap. Soos wat die gewoonte was, het Jesus met wie gesels? Hoe sê hulle, tax collectors en die sondaars. Nou dacht hy, sê die een persoon, organized crime. En ek gesels met my kollega by die brandweerstasie, ons het tyd om oor hierdie dinge te gesels. En ek vra vir hom, ek wonder, hoekom het die mense so na hom gestroom? Hierdie mense, hierdie tipe ouens, hoekom het hulle na hom gekom? Wat het hulle in hom gevind? Dit sou baie, baie goed wees om te hoor wat het in hierdie gesprekke uitgekom. En wat is daar gesels? En wat was die aantrekkingskrag op hierdie mense? En dan sien ek aan die oorkant is daar 'n groep mense. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. En hulle murmureer ook. Hulle vra, hoekom eet hy met hierdie mense? Hoekom staan hy heeltyd, hoekom is hy heeltyd in hulle geselskap? En dan kom Jesus en hy vertel 3 gelykenisse. Maar ek gaan op die laaste gelykenis konsentreer, maar ek net vinnig deur hierdie 3 gelykenisse gaan. Eerste is dit die gelykenis van die verlore skaap. Daar was 100 en een is weg. Het hy van self weggeraak. Stefan, 'n skaap, hy dwaal sommer so van self af, nie waar nie. En hierdie skaap raak weg en die goeie herder gaan soek hom. Lees gou vir my 'n teksvers wat ek hier in die week afgekom het, wil graag met julle lees, net so die eerste gedeelte, Esegiel 34 vers 16. Net so die eerste gedeelte van hierdie vers, die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gewond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk. En ons sien hoe hulle bly is wanneer die verlore skaap gevind is. En dan gaan hy na die tweede gelykenis toe. Hoeveel munte? 10 muntstukke. En een val onder die bed in. En die vrou steek 'n lamp op en sy gaan soek hom. En sy kry hom en hulle is bly oor die muntstuk. En dan die derde gelykenis is die een van die verlore seun. Hoeveel seuns is daar? Net 2. En ek het hierdie gelykenis nooit verstaan totdat ek hom gaan bestudeer het nie. Ons dink altyd aan die gelykenis, as ek na die gelykenis dink, die verlore seun in die varkhokke, want ek kon my maar daarmee ook vereenselwig, omdat ek uit hierdie agtergrond uitkom van krale en beeskrale. Net om terug te gaan, ons sien hoe die 3-eenheid 'n rol speel, 'n funksie het in elkeen van hierdie 3 gelykenisse. In die verlore skaap, wie is die goeie herder? Jesus is die goeie herder, en ons sien in die kinderbybels hoe hy die skaap op sy skouers sit. Die verlore munt, wie is die vrou? As die Bybel praat van 'n vrou, wie is die vrou? Die kerk. Wie inspireer die kerk, ek en u, om na 'n verlore siel te soek? Die Heilige Gees, nie waar nie. En die laaste een van die 3-eenheid is God die Vader. En hy speel 'n funksie in die verlore seun,
Want hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ons gaan hier na Lukas 15 vanaf vers 11 en ek wil hier net 'n oomblik stil staan by die gelykenis. Ek het so 'n bietjie gaan kyk wat sê die ouens oor hierdie gelykenis. En ons moet gaan kyk na die agtergrond van hierdie gelykenis. Hulle reken is die mees geleese en die mees gepredikte gelykenis wat daar is. En die gelykenis wat die meeste verstaan word, ek het dit op 'n baie laat stadium besef, maar ek verstaan die gelykenis so 'n bietjie mis. Selfs kinders kan hierdie gelykenis verstaan en dan moet ons die gelykenis gaan kyk teen die agtergrond van die Midde-Ooste era en die Jode en die varke. Nie waar nie. En 'n jong man, die jongste, kom na sy vader met 'n versoek. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat so 'n versoek gehad het nie. Vir wie vertel hy die gelykenis? Vir wie vertel Jesus hierdie gelykenis? Vir wie sy hoorders? Sê weer? Die sondaars en die tollenaars, maar wie eintlik mik hy dit op? Op die fariseërs en op wie nog? En wie nog? Andries met harde praat, ek hoor jou nie. Op wie is hy nog gemik? Op die kerk van vandag. Dit is op wie die gelykenis gerig is. En hierdie jong man kom na sy pa en hy sê, pa, ek soek my erfporsie. Gewoonlik hier in hierdie ou tye het die oudste seun, hy het die 2/3 gekry. En erfporsies het 'n neiging om baie wrywing in families te veroorsaak. Is ek reg of verkeerd? Baie onmin te veroorsaak. Wanneer kom die erfporsie in werking? Wanneer die eienaar van hierdie erfporsie tot sterwe kom. Is die pa dood? Die pa is nie dood nie. En hierdie ouetjie kom met 'n waansinnige oproep, versoek na sy pa. En hy sê, gee my erfporsie. Ek wil net 'n oomblik hier stil staan. Ons het baie jare gelede, ek gaan nie te veel in hierdie detail in het. Het was hier diep in die winter, ek dink dit was 2:00 die oggend, en die blitspatrollie is op hulle roetes en hulle skry, kom af op 'n huis baie groot huis wat brand, en hulle skakel sommer direk een van my kollegas daar sê, hoor jy, hulle kom hier 'n groot huis wat aan die brand is. 2:00 die oggend in die middel van die winter, en ons is so, en ons vind hierdie dubbelverdieping, 'n massiewe huis, ons noem dit well alight, en hy brand. Maar wat ek sal onthou van die nag, dit is so koud dat die water vries. En hulle sê vir ons, in die boonste verdieping is 'n bejaarde oomie en 'n gestremde tannie. Maar genadiglik kon die ou oom die tannie uitkry. En ons kon die brand blus, en ek gaan na die oom agterna, en ek vra vir oom, sê gou vir my, wat was die oorsaak van hierdie brand? Wat is die oorsaak van die brand? Hy sê vir my, my kinders soek hulle erfporsie. Is dit nie verskriklik ons mensdom is nie? My kinders soek hulle erfporsie. Verskriklik, né? En hierdie jong man kom by sy pa en hy sê, ek soek my erfporsie. Wat hy eintlik vir sy pa sê, ek wens u is dood. Ek wil julle moet let op vers 12. En die jongste van hulle
het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom, en let op hierdie gedeelte, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En ons sien hoe hierdie jong man weg is. Hy verlaat sy vader se huis. Hy versaak sy familie. Hy versaak sy kerk. Hy versaak sy volk. En hy's weg in die vreemdes in. En ek wonder wat het in die vader, ek hoef nie te wonder wat het in die vader se hart aangegaan nie. En die jongste broer, lees ons nie veel nie, hy het maar net agtergebly by die huis. Wie is die verlore seun? Wie sê hy is die verlore seun? Kom ons, ek het nog nie die vraag gevra nie waar nie. Wie is die verlore seun? Waar het hierdie ouetjie opgeëindig in die varkhokke? In my kleintyd, al die jare in die kerk, was ek onder die indruk, die verlore seun, het ek hier in my verbeelding gesien in die varkhokke. Maar ons gaan kyk, wie is die verlore seun? En hierdie ouetjie is voort. En as 'n term wat die ouens gebruik, hulle praat van drink, jol en karrerol, en hy is weg in 'n vreemde land. En dan vind daar 'n resessie plaas. En hy beland op in 'n varkhok. Hy het geen geld. Hy het geen vriende. Hy beland op in die varkhokke van die lewe. En dan sit hy hier. Vers 17. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Hy kom tot inkeer en hy verlang terug na die huis van sy vader. Wie is ons gehoor? Wie is Jesus se gehoor? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Wat sê hulle? Hier een kant, hy praat met hulle. Wat sê hulle? Dis waar hy hoort. Nie waar nie. Hulle sê dit nie hier nie. Ek weet hulle het dit gesê. Ek glo hulle het dit gesê. Ek glo hulle het gedink. Dis waar hy hoort. En dan kom hy tot inkeer. En hy gaan met sy ou vuil kleed terug na sy vader se huis. En ek wil hier vanoggend 'n oomblik stil staan. Ons praat baie gemaklik oor hierdie onderwerp. Ons praat baie gemaklik oor die varkhok. Wat niks anders as sondige wêreld waar ons bevind ons voorstel nie. Wanneer ek so afgedwaal het, laat ek in die varkhokke van die lewe opeindig. Ek wil julle 'n illustrasie gee vanoggend uit ons ervaring as kinders, nie soseer varkhokke nie, maar krale en kalverhokke. Ter illustrasie van die sonde. My pa was 'n klein boer, ons het 'n klein melkery gehad. En ons het naweke moes ons maar self melk. Gewoonlik ek en my jonger boetie moes die koeie self melk. Daar was seker so 20 na 25 koeie wat gemelk moes word. Wanneer die son gesak het op 'n Sabbatmiddag, dan moes ons die diere versorg. En Stefan het gesê sy gewrigte is nou nog seer van een koei se kortspene wat hy wanneer moes melk gister, Stefan. Ons het vanoggend die gesprek hier buite gehad. Sommer net so van hoe hy moes melk om 'n kalf melk te gee, Stefan, né?
En dit is ek en my jongste broer, my jonger broer, se taak om hierdie koeie te versorg. Om 20 na 25 koeie met die hand te melk, daar was nie elektrisiteit gewees nie. Ons het dit met die hand moes melk as die son gesak het en tipiese jong seuns, standaard 3, standaard 4, het ons ook maar hier tussen die werkery in die beeskraal gespeel in die kalverrok, die goed gery, sommer net so tussen die kalvers gery hier tussen deur en so tussen die werkery het ons stokke gevat en hier in die natkraal mis ingedruk en nie kleilat nie, maar mislat gespeel en mekaar met dit gegooi en dan die geveg partymal velder geraak, die handskoene is afgehaal en die kaalhand is ingelê en ek sal nooit vergeet nie, een Saterdag aand seker so 9:00 toe ons klaar met die versorging en ons is moeg, ons ryk na kraal, melksalf, hulle het volgend gepraat van, jy 2 tipes melksalwe gekry, so wit, uit amper soos margarine, soos die tekstuur van margarine, en ander so taai, soos gries, gewoonlik was ons klere besmeer met hierdie gries, waarmee ons die spene of die koeie moes melk, en een Saterdag aand 9:00, toe stap ons in die kombuis in waar die kers brand en ons stink en ons is besmeer en my ma gryp die besem en sy verdryf ons absoluut uit die kombuis uit met 'n koekie salaaitseep en sy sê uit, julle gemaak vir julle skoon. Ons kon ons nie onder die kraan skoon kry nie. Ons moes na die plaasdam gaan en ons was, en hier wil ek graag 'n punt maak, wanneer beesmis of natkraalmis aan jou klere kom, het dit die neiging om jou klere te vlek. Is dit reg, Stefan? Daar was nie 'n wasmasjien nie, my ma moes die klere met die hand was. So jy kon dink wat sy te sê gehad het. Nog erger, seep. Jy kry nie daai reuk van jou hande af nie. Stefan, as ek reg. Jy sukkel, hy klou. Hy klou vir 'n dag of wat, Stefan, aan jou hande, nê? Jy kan was, die kraalmis reuk sit. Maar wanneer hierdie seun na die vader toe kom, dan word hy nie weggedryf. In sy sonde, in sy stinkkleed word nie aan hom voorgehou nie. Is dit Jesaja wat praat, die kleed waarmee ek bekleed is filthy rags. Ek het donderdag, ek wil net 'n oomblik by hierdie kleed stil staan, ry ek hier iewers in Bloemfontein en ek hoor iemand toet vir my, maar ek mis, en dan kry ek 'n oproep van 'n persoon wat 'n klomp seker so 7 jaar gelede by ons in die huis gewerk het, ek dink hy het aan kaste gewerk, en hy bel my en hy sê vir my, Franso, jy sit baie lekker in jou voertuig en ry, en ons het 'n lang gesprek, ek is bly om hom te hoor, hy is bly om my te hoor, maar net voor hy neersit, toe vra hy vir my, onthou jy ons gesprek oor die kleed van geregtigheid? En ek sê ek onthou die praatjie oor hierdie kleed van geregtigheid. Hy sê vir my, weet jy wat, ons praat nog steeds, ek glo by sy huis en by sy kerk, ek weet nie wat die denominasie is nie, oor hierdie kleed van geregtigheid. My kleed wat ek bring, is 'n varkhok kleed, dis 'n beeskraal kleed. Dit is die kleed. Dis die kleed. En die Vader sê vir sy werksmense, bring vir my 'n kleed. En hy beklee sy seun met die kleed van 'n spierwit kleed van geregtigheid. Is dit nie ook 'n tipe doopervaring wat ons hier ondervind nie? Wanneer ons uit die doopbad klim, ons kom eers tot inkeer en dan doop. Die ou mens word afgewas en die vaders kry 'n ring wat hom verseël. Sy seun verseël om te sê dit is my seun. En dan sê hy vir sy werksmense, ek wil hê julle moet oplet wat hy sê. Hier iewers in hierdie gedeelte, bring vir my die beste, die vetgemaakte kalf.
Stefan, ek is nou jammer oor die vetgemaakte kalf vanoggend, hoor. Bring vir my die, aan wie die vetgemaakte kalf behoort. Sê weer, die vetgemaakte kalf het aan die oudste seun behoort. Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En dan gaan hierdie verhaal speel hier in my geestesoog af. Is nie vir my 'n te moeilike verhaal om te kom lewer nie, want ek sien dit hier in my gedagtes. Verskoon net 'n oomblik. En hulle gaan in die huis in, en daar word fees gevier. En dan gaan ons oor na my praatjie vanoggend. Die oudste broer syndroom. Vanaf vers 25. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange, en hy roep een vir die diensknegte, en hy vra, wat gaan hier aan? En die dienskneg sê vir hom, jou jongste broer is terug. En die oudste seun is baie dankbaar oor sy broer se terugkeer. Hy is nie dankbaar oor sy broer se terugkeer nie. Ons gaan na die syndrome 3. Vers 27, die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader, moes eintlik gestaan het jou vetgemaakte kalf geslag, omdat hy gesond om teruggekry het. Vers 28, en hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Stop net daar. Die oudste broer raak kwaad. Was dit net kwaad? Was daar nie 'n bietjie jaloesie tussenin nie? A spirit of anger. En ek dink daar was 'n bietjie jaloesie by. En dan sien ons, of kry ons 'n kykie eintlik in die oudste broer se hart oor sy broer wat terug is. En ek luister die ander dag 'n praatjie van 'n leraar wat vertel van 'n jong paartjie wat kerk toe gekom het, en hulle het 'n vriendinnetjie saamgebring wat nog nooit in 'n kerk was nie, en sy het die eerste maal kerk toe gekom, en lank na hierdie kerk gaan toe loop hy hierdie paartjie, die leraar weer hierdie paartjie iewers in die straat raak, en hy vra, gaan met jou vriendin, gaan met julle vriendin, en hulle vertel vir hom, sy het 'n baie slegte ervaring in die kerk gehad, omdat sy die eerste keer in die kerk gekom het, was haar klere nie so paslik as wat dit moes wees nie, en 'n persoon wat agter haar gesit het vir haar gesê, jou klere drag trek my aandag van die prediker af, en sy het nooit weer teruggekom nie. 'n dieper bewys wat in ons harte aangaan. Ek haal 'n gedeelte uit 'n boek uit. Richard Lovelace in sy boek The Dynamics of Spiritual Life. Dit is ongelukkig Engels, julle verstaan al my Engels. Christians who are no longer sure that God's love and accept them in Jesus, apart from their presence, spiritual achievements, are subconsciously, radically insecure persons. Their insecurity shows themselves in pride, appearance, the sense of assertion of their own righteousness, and
defensive criticism of others. Ons sien nie die kleed van die verlore seun, die kleed van geregtigheid nie. Ons het nog steeds die kleed wat uit die varkhok mee kom, sien ons raak. They come naturally to hate the other cultural styles and are racist in order to bolster their own security and discharge their suppressed anger. Dit is eintlik wat in die hart aangaan. Die tweede syndroom, vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie, sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. En ek wil stil staan by hierdie vers, hier's twee woorde wat die uitstraan, ek het nooit. U het nooit. Ek het nooit een Sabbat van die kerk weggebly nie. Ek het nooit u gebod oortree nie. Ek dien u so baie jare. Is dit 'n vader-seun verhouding? Is dit nie 'n liefdevolle vader, liefdevolle seun verhouding nie? Of dit meer oor kontraktuele verhouding? Jy gee, ek neem, ek gee, jy neem. Prophets and Kings, bladsy 279, man is to be saved by faith, not by works, yet his faith must be shown by his works. 2 Korintiërs sê, my genade is vir jou genoeg. U het nooit vir my 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Stefan, wat weeg die swaarste? Jou vetgemaakte kalf of 'n klein klipspringer bokkie? Watter een sou jy verkies het? Sê wie? Die kalf. U het my nie eers vir my 'n bokkie gegee nie. Hy sê, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het en u vir hom die vetgemaakte kalf geslag het, hier wil ek stil staan. Hy sê nie toe my broer gekom het nie. Toe u seun gekom het. Nie meer my broer nie, u seun. En dan vat die oudste broer, vat sy jongste broer terug in die geskied. Hy vat hom verby die doopbad. Hy vat hom verby die wit kleed van geregtigheid. Hy trek vir hom die varkhok-kleed aan en hy wys die sonde uit. Van 'n broer wat verlore was. Met wie praat Jesus? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Die tweede syndroom, ek het nooit iets verkeerds gedoen nie, u het my nooit iets gegee nie. En die laaste, die derde syndroom, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword en hy was verlore en is weer gevind. Die derde syndroom. Wanneer ons die liefde van die Vader in ons verlore broers en susters onderskat, dan onderskat ons die liefde van die Vader ook in ons lewens. Wanneer ons die genade
van 'n liefdevolle vader, onderskat in 'n verlore gaande broer, 'n broer wat uit die vark uitkom, dan onderskat ons ook die genade van die Vader in my eie lewe. Dis my boodskap vanoggend. Dat ons nie sal neerkyk op ander nie. As 'n spreekwoord wat sê die splint in my broer se oog sien ek, maar die balk in my eie oog sien ek nie raak nie. En dit is my gebed vir vanoggend. Amen. Kom sluit die oë. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons u liefde na kon kyk. Here, dankie vir 'n kleed van geregtigheid waarmee u elkeen van ons bedek. Here, ons besef ons afhanklikheid van u liefde, ons afhanklikheid van u genade. Niks kan my red. Dis net u genade wat ons kan red. Here, dat ons gaan uitkyk, gaan soek vir verlorenes en ook die met deernis behandel. Seën ons gemeente. Is my gebed in u naam. Amen. Amen.